Baie dankie. Nou ja, kom, ek het regtig net vir julle, ek hoop julle het al klaar baie waarde uitgeput oor die lesse wat die Here ons leer as familie, wat Willem gesê het oor keuses wat gemaak word en dat ons harte sal beskerm teen dit wat in Judas se hart aangegaan het. Ek wil julle nou net draai na Kersfees toe. Nou ek weer is te vroeg. In my huis wil sy nou die dag begin my jongste dogtertjie Kersfeesliedjie speel. Toe jaag ek haar weg uit die huis uit. Jy mag nie Kersfees doen voor Desember vir my nie, want dis 'n maand van Kersfees. Ek is mal oor Kersfees. Party Christene hou glad nie van Kersfees nie. Ek dink net kom drink koffie met my en ruk jou reg. Maar ek is mal oor Kersfees. Dis vir my een van die mooiste feeste wat ons as mens bymekaar getrek het, wat nie in die Bybel is nie. En so kom ek geniet dit baie. Maar dis vir Desember. Die rede hoekom ek nou al eerste keer regtig ooit nou al begin praat oor Kersfees is dat ek bid toe sê die Here vir my, berei die mense voor. Sê vir hulle as die goedjies so opgaan, daar's mense daar buite, ja, dit raak net te besig in Desember, mense moet nou al begin hulle harte voorberei. En so ek wil julle net vat na iets wat in my hart opgespring het en ek wil julle daarna wys, maar ons sal die volgende paar weke daaroor praat. So ja, jammer, maar Kersfees kom vroeg hierdie jaar. Ek sien so altyd uit soos die 5de Desember, onthou dan maak ons die kerk op vir Kersfees. Daai Vrydag aand as jy instap, gaan dit asemrowend mooi wees en dan die maand van Desember dan bring julle as julle familie het of mense het wat kom, ons sal lekker Kersfees hou. Nou hier's my hart. Die inleiding van my boodskap soos jy op die skerm kan sien, is Kersfees is twee wat getuig. Nou, verbeel jy nou net, iemand hardloop hier in die kerk in, Frans daar agter so hardloop in die kerk in en hy soos, daar's 'n leeu daar buite. Daar's 'n leeu daar buite. Dan gaan julle almal soos ja, wat ook al Franswa. Jy slaap nie lekker in die aand nie. Ons verstaan jy werk hard, daar's baie druk is okay, Franswa. En dan ewe skielik spring Kaal daar agterop en dan sê hy, "Hier's 'n leeu, hier's 'n leeu." Nou ewe skielik begin van die tannies hier voor soos o, jette. As Kaal bang is, dan's ons ook bang. En van die manne wat hier sit is soos ag, julle is grappies. Kyk hoe bang maak julle die tannies. En dan ewe skielik spring iemand daar agter op, Jacques daar agter by die deur op. Hier's 'n leeu! Nou sien jy al die mans met hulle kans reg om te skiet. Is dit nie interessant dat as een persoon iets sê en dit is moeilik om te hoor, dat ons dit nie glo nie. As 'n tweede persoon dit sê, dan gooi ons aandag daarop en ons redeneer, is dit waar of nie. Maar as 'n derde persoon dit sê, dan kan jy dit nie net ignoreer nie. Julle hoor my hart? Nou dis nie 'n beginsel wat net deur evolusie in ons opgespring het nie. Hierdie is 'n beginsel wat God al van die begin van die Bybel af ingeskryf het in Deuteronomium 19 in sy wette. En toe God begin om die mensdom in 'n rigting te bepaal wat ons 'n samelewing sal maak wat orde het, toe skryf hy in Deuteronomium 19 hierdie woorde: 'n saak mag nie op die getuienis van een getuie vas staan nie. As een persoon ietsie sê, het jy die volste reg om dit te ignoreer. Maar deur die mond van 2 of 3 getuies sal 'n saak vas staan. Dit sal die waarheid wees. As 3 mense begin saam praat oor 'n sekere situasie, moet jy begin aandag gee daaraan. Hoekom begin mense in hierdie rigting saam staan? Wat is aan die gang? Nou as dit kom by Christendom en by Kersfees en jy kyk na hierdie beginsels, dan sê ja, dis 'n Ou Testament wet. So Jesus daag op, hy begin praat in Johannes 8 en hy sê hierdie woorde: in julle eie wet, julle weet hierdie al vir jare en jare, as jy hof toe gaan en jy kla iemand aan, kan jy dit nie op jou eie doen nie, so jy moet hier probeer uitvind wie anders stem saam met jou. Jy moet meer as een persoon wees om oor 'n saak te praat sodat 'n regter jou sal glo. So kom die Here so daarteen is, as so met Jesus, so hulle mense betaal het om te jok oor Jesus. Want jy kon nie net hierdie klomp fariseërs hê wat Jesus aankla nie, hulle moes mense betaal om te jok oor Jesus, want daar moes meer getuies wees. Jesus sê, julle eie wet staan geskryf, dat die getuie van 2 getuies alleenlik waar is. God se waarheid sal nooit alleen na jou toe kom nie, dit word altyd bevestig. Skrif leer skrif, daar's altyd 'n bevestiging binne in die Bybel, en jy sien dit oor en oor en oor bevestig God wat hy sê reg deur die Bybel. En ek wil ons moet kyk na 12 verskillende getuienisse deur Kersfees. 12 van hulle wat ek sal opbreek in die volgende paar weke. En ons gaan sien hoe Kersfees 'n ware storie is wat ons moet meer oor praat.
Dit kan nie geredigeer word tot 'n Santa Claus en 'n Rudolph the Reindeer en elves nie. Dit moet ietsie wees, want die Bybel gaan uit sy pad uit om te sê, soos die engele, julle gaan hieroor nog lank fees vier. Almal wat sê Kersfees is 'n menslike fees. Die engele het vir die skaapwagters gesê, julle gaan oor wat hier gebeur nog baie lank fees vier. En dit was nie 'n fees wat ons moes doen in die Bybel nie. Dit was 'n fees wat begin het in Jesus se geboorte. Nou, ek gaan nie tyd spandeer nie. Julle kan daarna kyk, maar soos wat jy nou dink, waar in die Bybel sien jy die nommer 2? Dink 'n bietjie, julle wat bietjie Bybelstories ken. Waar sien jy 2 oral plaasvind? En dit is nogal baie interessant as jy begin om my nommer op te soek, maar daar's so baie plekke. Jesus sê in Matteus 18, neem 1 of 2 mense saam met jou, sodat elke saak deur 2 of 3 getuies bevestig kan word. Jesus wil nie hê sy disippels moet alleen praat nie. Hy wil hê mense moet weet wat hulle sê is waar, want daar is 'n getuies. Johannes die Doper stuur 2 van sy disippels om met Jesus te gaan praat. Lukas 10 stuur Jesus 72 disippels uit en hy stuur hulle 2 uit om te gaan getuig. In Johannes 5 sê Jesus vir die mense, as ek alleen van myself getuig, dan is my getuienis nie waar nie. En ons wil hê baie mense daar buite moet self van Jesus uitvind, hulle moet self uitvind wie Jesus is. Maar as Jesus alleenlik met mense praat in drome, dan misinterpreteer hulle daai drome soms baie. Of soms lees hulle 'n Bybelvers op hulle eie en dit is net nie genoeg om hulle tot die waarheid toe deur te dra nie. En Jesus sê, as ek oor myself getuig, dan is my getuienis nie waar nie, maar daar is 'n ander een wat van my ook getuig. Gaan kyk 'n bietjie maar in Johannes 5, van wie praat Jesus. By die graf staan 2 engele. By Jesus se opstanding, toe hulle sit en kyk, toe wag daar 2 engele. Daar's 2 disippels wat op pad is na Emmaus en Jesus breek die Bybel oop vir al 2 van hulle. 2 disippels word gekies om na 'n graf toe te hardloop om te gaan kyk of hierdie vrou die waarheid praat. In Romeine 8 sê Romeine 8 dat jou gees en die Heilige Gees getuig saam oor iets wat jy moet verstaan. Jou gees en die Heilige Gees is die 2 getuies wat vir jou die waarheid probeer vertel dat jy hemel toe gaan. En oral is daar 2 getuies. Openbaring 11 sê, ek sal my 2 getuies in die strate instuur. Openbaring 12 sê, hulle sal die duiwel oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle eie getuienis. 2 dinge wat die hekke van die hel skud. Dis nie net die bloed van die lam nie. Jy moet ook getuig oor die bloed van die lam. Dit is baie belangrik om die getuienis van 2 te verstaan. En een van die mooistes is 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 sê, daar is 3 wat getuig. Ek het dit op, nee. Daar is 3 wat getuig. Die gees, die water en die bloed. En hierdie 3 stem saam. Die gees is die skeppergees. Die een wat oor die aarde gesweef het. Die skeppergees vind jy in Johannes 1 vers 1. Heel in die begin het die woord reeds bestaan, die woord was by God, die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes begin met die gees en hy praat van die skepping. En hoe die Heilige Gees getuig van die skepping af. Wat is die water? Die water is geboorte. Jy word deur water in die wêreld ingebring. Dis Kersfees. En wat is die bloed? Dis die dood, dis Paasfees. En so hierdie 3 getuienis bly staan. Kyk om jou en sien in die natuur, God is 'n skepper en hy leef. Kyk na Kersfees en verstaan wat sy plan was van die fondasie van die skepping af. En kyk na Paasfees en sien hoe hy plan vervul het tot die einde toe, sodat jy hom ook kan volg waar hy is. Sien hoe hierdie 3 bewegings van God se Bybel saampraat. Sien hoe die Ou Testament en die Evangelies en die Nuwe Testament, hierdie 3 getuig saam, God is wie hy sê hy is. En so ek wil julle draai na Kersfees toe. Dalk het julle hierdie al gesien, dalk het julle al gehoor, ek het hierdie storie gelees en
Dit het net vir my so mooi uitgespring, ek wou dit net met julle deel. Twees van Kersfees. Ken jy die Kersfees storie? Jy moet die skeppingsstorie, die Kersfees storie en die Paasfees storie uit jou hart uitken. Dit moet ietsie wees wat jy vir jou kinders kan vertel in die verbygang of by 'n braai oor kan praat. Jy moet vir mense kan sê wat jy glo en hierdie 3 getuig saam sê 1 Johannes. So in die Kersfees storie antwoord my 'n bietjie hierdie vraag. Hoeveel boeke in die Bybel vertel ons van die Kersfees storie? Direk, vertel ons die narratief van Kersfees. Hoeveel? 2. Ek gaan vir julle 'n tip gee. Al die antwoorde wat ek julle vra gaan die antwoord gaan wees 2. Okay. Soms is die antwoord altyd Jesus. Jy is nooit verkeerd as jy sê Jesus nie. Vandag is die antwoord altyd 2. Okay. Hoeveel boeke in die Bybel vertel ons die Kersfees narratief? 2. Ja, presies. Weet julle watter 2? Matteus en Lukas. Weet jy dat Matteus was 'n Jood en Lukas was 'n Griek? 2 kulture. 2 boeke, 2 manne, 2 verskillende kulture, uit 2 verskillende lande en kulture gebore. 2 getuig saam. Dit kon nie net Jode wees nie. Kan nie net 'n Jood wees wat praat oor Kersfees nie. En daarom gee God vir ons dit in Lukas ook. Hierdie 2 mense, Jood en Griek, sê dieselfde ding. Die Messias is gebore. Hoeveel konings is daar in die Kersfees storie? Hoeveel regeerders en heersers word ingetrek in die narratief om die narratief wêreldwyd te maak? Hoeveel heersers? Raai. 2. Jog, julle is daarom, julle ken die Kersfees storie so mooi. Hy trek die koning van die wêreld in sodat Kersfees 'n globale storie word. Ek wil 'n sensus hê. Ek wil my mense tel. En keiser Augustus, en ewe skielik weet jy presies wat se datum, om 25ste Desember. Hier sien waar hierdie preek gaan nie. As enigiemand van jou sê 25ste Desember is gekies omdat dit 'n heidense fees was, dan sê vir hulle, my maat gesê, jy mag nie sê mense is dom nie. Sê vir hulle, dis 'n dom ding wat jy daar gesê het. Want al 100 jaar na Jesus het Jerome, 'n Christen, die datum getel en gekyk na alles wat in Lukas staan en 'n datum die 25ste bepaal. 100 en iets jaar na Jesus, lank voordat ons enigiets opgegrawe het oor somerfeeste van heidene, het ons al 'n Kersfees datum gehad. Hoor, so moenie worry, dis ons datum al baie vroeg na Jesus opgevaar het. Maar my punt is, hier's 'n wêreldheerser en ons verstaan wanneer hy geleef het. En daar's 'n lokale heerser, Herodes, die koning van die Jode. En so het 'n Griekse koning of 'n Romeinse koning of 'n koning daar in Rome en jy het ook 'n Joodse koning en hy trek hierdie konings in die storie in. Oor hoeveel plekke gebeur die Kersfees storie? Hoeveel dorpietjies en plekkies? Ja, 2 klein dorpies, Nasaret en Bethlehem. Nou ek het dit nie hierop nie, maar as jy nie van klein dorpies hou nie, soos ja, die goed gebeur net in klein dorpies. Nee. Hulle was ook in Jerusalem, die grootste dorp vir Jode, en hulle was ook in Egipte, een van die grootste plekke vir Grieke. Hierdie storie kan oral vertel word, dis die punt, dis nie net 'n klein Joodse storie in Bethlehem nie. Hy word vertel in Egipte en in groot stede soos Jerusalem. Die punt is, dit word in getuienisplekke, 2 klein dorpies, 2 groot dorpies. Nommer 4, hoeveel mense kry visioene oor Kersfees? Hoeveel mense word ingetrek as hoofkarakters in hierdie rol? 2. Kan dit net 2 vrouens wees? Nee, niemand sal dit glo nie. Okay, kan dit net 2 mans wees? Nee, dis visvangpraatjies. Hy trek 'n man en 'n vrou in. Is dit nie mooi nie? Maria kry 'n visioen of sien 'n engel en Josef kry 'n visioen. 2 visioene, 2 mense apart van mekaar, beklei eintlik oor wat aangaan, maar God trek hulle saam om saam te getuig. 2 harte, 1 boodskap. Dit is so mooi. Heerser stem saam, geografie stem saam, 'n man en 'n vrou, jong man en vrou stem saam. En dan kom familie by. Hoeveel familielede van Maria's in hierdie storie ingetrek? 2. Sagaria en Elisabetta. En toe Elisabetta en Sagaria in hierdie storie ingetrek word, toe kom Maria om te kuier by familie, want dit kan nie net hulle familie wees nie, dan moet 'n familie buite hulle dorpie wees, en so God stuur bis bevestiging vir Kersfees, Maria na haar tante toe. En sy kom by haar tante aan, en onmiddellik sê haar tante vir haar, geseënd is jy vrou, my kind, wat ek nie eers moet hê nie, want ek is so oud, het gespring binne oor wat in jou aangaan, en jy selfs te jonk om 'n kind te hê. Ek is te oud, en jy is te jonk. So hier's iets wat nie in is nie, ouderdom. Miskien sit punt 13, ek gaan dit nou inskryf. Kyk, is fantasties. Ek gaan anders, kom ek so lank preek. Jy sien, dis mooi idees. So ou mense en jong mense kom by mekaar en getuig
oor Kersfees. Dis absoluut pragtig, maar my vraag is wat Willem ook basies gesê het is jy deel van hierdie twee reël? Hierdie twee reëls, kan nie net pastore wees nie, dit kan nie net ons is deel van daai reël. Nommer 6, 2 geslagslyne. So Josef kom uit die lyn van Dawid, Maria kom uit die lyn van Dawid. 2 mense getuig Jesus is wie hy sê hy is. Maar dis nie net die Davidiese lyn nie. Maria het ook familie uit die Levitiese lyn, want Elisabeth en Sagaria was Leviete. En jy kry hierdie idee van Jesus is koning en hy's priester, want 2 van die hooflyne in die Joodse 12 stamme is in hierdie Kersfees storie ingetrek. Hy's koning en hy's priester, en die koninklike familie sê hy is die koning, en die Levitiese familie sê hy is die redder. Sagaria en Elisabeth se seun uit die lyn van die Leviete sê, hy getuig van Jesus, hy is die een, hy is die Leviet, hy is die hoofleviet, wat ek nie waardig is om mee te praat nie, hy moet my doop, ek kan hom nie doop nie, en Johannes die Doper verklaar Jesus as die Leviet. Dis beautiful. Ok, nommer 7, hoeveel hemelse boodskappers het God gestuur? Hoeveel keer het God uit die hemel uit oor Kersfees gepraat? Die antwoord is? Wow, 2, ja presies, hy doen dit eerste keer individueel, privaat vir een persoon. En hy kom na Maria toe en is net Maria en sy sien hemel breek aarde. En dan wat doen hy? Dit kan nie net een getuienis wees nie, die engele breek oor 'n hele groep skaapwagters uit. En sing uit die hemel uit oor almal van hulle. 2 keer breek die Here uit die hemel uit. Dit is baie, baie mooi. Die hemel breek 2 keer deur en hulle maak dit baie duidelik. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Dis die 2 getuienisse. En nommer 8, 2 groot tekens. 2 groot tekens. Hy sit 'n teken in die hemel en hy sit 'n teken op die aarde. En die teken in die hemel moet wow wees, want dis die hemel, en hy sit 'n ster. Hy sit 'n ster in die hemel vir dies wat ver is, want hulle moet opkyk, want hulle is nie naby nie, en dis 'n wow, supernatural ster. Maar aarde, dis nederig. En hy sit 'n klein stalletjie op aarde, daar tussen ergens en nêrens, daar waar die hooi is, en daar sit hy 'n teken van 'n nederige God. En hierdie 2 tekens getuig saam vir dies wat ver is en dies wat naby is, en is vir my so mooi as jy na die 2 getuienisse wat te doen het met hierdie 2 tekens. Hierdie 2 tekens was vir die 2 wat Kersfees gaan beleef. Daar is net hoeveel groepe wat Kersfees beleef het buite Maria en Josef? 2 groepe. 2 groepe mense wat dit beleef het, die ervaring van Kersfees. Die eerste een wat dit beleef het, is een wat naby was, nederig was, is die herdertjies. Die engele kom verskyn aan hulle en sê, hier is die teken, 'n stal. 'n Baba, toegevou in doeke, en hy lê in 'n krib. Haas jou, en hulle hardloop om te gaan kyk na hierdie nederige teken, en hulle val voor die krib neer en aanbid hierdie baba. Die ander teken, die stal was vir nederige arme mense wat naby aan die Kersfees storie was. Maar die ster, dit was 'n teken vir statige en ryk mense wat ver weg was. En hulle kyk op na die ster te dank aan Daniël en wat Daniël honderde jare terug geskryf het. Kyk hulle wat in dieselfde plek as Daniël bediening doen. Honderde jare later lees hulle wat Daniël geskryf het. En hulle sien 'n ster en hulle volg die ster oor baie lande en oor baie kilometers. Wat sê dit vir jou? Kersfees getuig 2 keer. Dis nie net vir dies wat naby is nie, dis ook vir dies wat ver is. En soms, hoe verder jy is, hoe mooier is die teken. Al wat die herders kry is 'n baba in doeke. Die herders kry hierdie asemrowende belewenis. En so ek wil net vir julle sê, Kersfees getuig, maak nie saak hoe ver of hoe naby jy is nie, Kersfees getuig. Kersfees getuig in die kerk. Daar's 'n kerkstorie in Kersfees. Jesus hulle gaan kerk toe. Maria en Josef vat Jesus kerk toe, toe hy 'n jong genoeg kind was, toe hy 'n paar dae oud was en hy sit in die kerk. En in die kerk, hoeveel mense bid vir Jesus in die kerk? Sal dit nooit raai nie. 2. En weer eens, jy kan nie net vrouens hê wat bid nie. Jy kry 'n man en Simeon bid en hy sê, ek prys die Here, my oë het gesien. Hy sê hierdie mooi woord, ek het eers neergeskryf. Ja, hy sê, my oë het u verlossing gesien. Gaan lees hoe mooi is die storie van Simeon. En wat hy vir die Here gevra het, hy wil beleef voor hy doodgaan.
Gaan sien hoe getuig 'n Christen in sy kerk oor Kersfees. En dan staan die vrou, die getroue vrou, wat dag in en dag uit tempel skoonmaak, goed bedien, almal help, doekies vou, elke dag kom bid voor haar God. Sy is net lief vir haar kerk, sy is net lief vir die tempel, sy is elke dag daar. En sy is net al besig om diens in die kerk te doen. En wie stap daar in? Kersfees. Die fees oor lig. Die lig stap in haar kerkie in. En toe die lig in haar feestelike aanbidding van God instap, toe's Anna so opgewonde. Gaan lees wat sy bid. Julle gaan lees wat sy bid. Dis beautiful. Maria sing 'n asemrowende lied en Anna sing 'n asemrowende lied. Gaan lees dit en word in vervoering weggevat, soos jy leer om 'n getuie te wees oor Kersfees. 2 biddende mense getuig oor Kersfees. Nommer 11. Die Ou Testament en die Nuwe Testament. Wow, die Ou Testament is vol van Kersfees. Jesaja is seker die bekendste een, maar omtrent elke liewe profeet praat oor Kersfees. In die Ou Testament getuig en die Nuwe Testament getuig en almal praat saam dat die woord het vlees geword en onder ons kom bly. En so my vraag is, soos ek klaar maak met julle, ek sê is baie eenvoudig. Dit moet of val of dit moenie val nie, die Heilige Gees moet dit of jy oopmaak of dit nie oopmaak nie, maar hier is my vraag vir jou, wat nou? Wat is die 12de getuienis? En my vraag is, kan jy jouself in daai storie inleef en kan jy sê, hoe getuig God vandag nog? En hy getuig deur sy Gees en hy getuig deur sy woord. En daar waar die Gees en die woord saam getuig, ontdek jy hierdie wonderwerk, hierdie asemrowende instansie of beweging of familie, wat ons die kerk noem, kirk is eintlik 'n gebou, ons noem dit gemeente, ecclesia, ons noem dit ons. En waar die Heilige Gees in die Bybel saamkom, daar ontdek jy, Handelinge 1 vers 8. En jy sal krag ontvang. Ek lees uit die Bybel uit, dis die een getuie, en die Heilige Gees is die ander getuie. Jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En jy sal my getuie wees, tot die uithoeke van die aarde. Jy sal mense eerstehands van my vertel. As jy in jou woord is, en jy laat toe dat die Heilige Gees jou mond oopmaak. Want as jy in jou hart glo, dis die Bybel, en met jou mond getuig, sal jy gered word. Dis die getuienisse. Jy glo in jou hart, jy lees jou Bybel. Jy praat oor Kersfees, dis die Heilige Gees se werk. En wanneer jy lees en praat, dan word jy getuie van Kersfees. Moenie stil bly nie. Moenie net deur die emotions van nog 'n fees gaan nie. Ja, Kersfees, dit is so besig. Jy kan nie, jy mag nie. Dis net so belangrik om hierdie seisoen te gebruik. Want as God in sy storie meer as 11 keer, ek het nou al 'n paar ander opgedink, 2, Kersfees, moet jy dit ook as belangrik sien. En so ter afsluiting. As God sê jy gaan sy getuie wees, waar ook al jy gaan, en mense eerstehands vertel van wat God doen, dan vra ek vir jou, is hierdie Kersfees verhaal in jou hart? Gaan lees hom deur voor Kersfees kom, en kry hom in jou hart, sodat in die volgende paar weke jou taal en jou houding en jou partytjies en jou feesviering en alles wat jy doen, soos wat die wêreld warm word vir hulle Kersfees, jy klaar reg is vir jou Kersfees. Jy klaar Kersfees hier binne in jou, elke dag is vir jou Kersfees, en jy's reg om met die Here te praat, en wanneer hulle die deur oopmaak, en hulle Kersfees, dan Kersfees jy ook. Want jy is 'n getuie van iets groters as wat hulle verstaan. Want waar 2 saamstem, so is dit, en jy het die Kersfees storie, stem jy saam. En as jy saam met die Kersfees storie stem, dan is jy 'n getuie van die waarheid. En so van Moses, tot by die krib in Bethlehem, tot by 'n tronksel in die eiland op Patmos, waar Johannes skryf. Reg deur geskiedenis, bly die beginsel waar, deur die mond van 2 of 3 getuies, sal 'n saak vasstaan, en die waarheid sal verklaar word. En so die geboorte van Jesus is nie 'n sprokie nie. Dis 'n bevestigde waarheid.
wat niemand kan teenpraat nie, want dit is bewys deur elke liewe ding wat saamgetuig. Kersfees het gebeur. Jesus het gekom. Hy het geskiedenis verander en ons wêreld was nooit weer dieselfde nie. Gaan praat daaroor. Gaan praat daaroor. Vandag staan die woord van God, die gees van God, die bruid van God. Mag ons saam getuig, hierdie drie, die gees, die water en die bloed. Mag jy hoor wat die woorde van Johannes 1 vers 14 sê. En die woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol genade en vol waarheid. Mag jy die voorreg hê om 'n getuie van Kersfees te wees vir iemand of vir baie hierdie jaar van 2025. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons harte bietjie kan draai na 'n ware storie vol getuienisse. Vol 2 is, wat twee saam staan, so is 'n saak. Here, help ons om ook saam met hierdie storie te staan hierdie jaar. Om mense in te lig, want ons dink mense weet, maar mense weet nie. Mense het vergeet. Hulle het al 10 Kersfeeste gevier sonder Jesus. 10 keer al gedraai na Vader Kersfees en nie eens verstaan waar hy woord vandaan kom nie. Here, daar's mense wat nie weet dat dit U storie is, deur geskiedenis geskryf nie. En so help ons om te getuig. Help ons om die verantwoordelikheid op te tel as 'n gemeente, dat dit is die storie wat U ons gegee het om oor te getuig, volgens Handelinge 1 vers 8. En so help ons, Here, om die storie verder te vat, deur die skepping, deur die geboorte en deur die dood, want U kom terug vir almal wat kan getuig van die storie van God tussen mense. En ons prys U daarvoor. En daarom seën ek julle. Ek seën julle met oop harte en ek seën julle met oop monde. En mag die geloof van jou hart oorvloei tot in jou mond, sodat mense jou getuienis sal hoor. Ons het hom beleef. Die heerlikheid van God het naby gekom. Sy naam is Immanuel. God is met ons. En hy wil met jou ook wees. Seën ons gemeente, Here, met oop harte en oop monde hierdie jaar. Mag U verheerlik word deur ons getuienis, want ons getuienis is waar, want ons bou dit in hierdie seisoen op die waarheid van Kersfees. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. As julle saam met my stem, dan geniet julle middag, gaan geniet 'n pannekoek, gaan geniet die kos daar buite, ontmoet iemand nuuts en ek sien julle volgende week. Die Here seën julle, onthou 'n Avo. Totsiens julle.